Die woord in die vroeë kerk is vol wonderlike uitnodigings. Die kerk het die God se droom begin uitleef. Sy droom om herstel te bring, hoop te bring, liefde te bring, lig te bring, heling te bring in 'n baie gebroke wêreld. En God se droom het nog nie opgehou nie. Hy droom dit vandag steeds vir jou, vir my, vir ons as 'n gemeenskap van gelowiges. En ons leer iets by die kerk. Iets wat ons help om gevorm te word, om vandag steeds daai droom saam met die Here uit te leef. Ons skrifgedeelte kom uit Handelinge. Daar toe die Gees oor die kerk gekom het, Petrus preek en daar wondertekens is, duisende is wat tot geloof kom. En mag die woorde uit die gedeelte en wat daar gebeur het, vandag vir ons inspireer, leer en uitnooi. Ons lees saam. Toe hulle dit hoor, is hulle diep getref in hulle harte. En hulle het vir Petrus en die ander apostels gevra, broers, wat moet ons doen? Hierdie is die woorde net na Petrus se preek. Daar's iets roerend aan daardie oomblik na sy Pinksterpreek. Dis asof alles stil staan. Die Gees het mense geraak, nie net in hulle koppe nie, maar in hulle harte. En toe kom die vraag, wat moet ons doen? Hierdie is nie 'n slim vraag nie, dis nie 'n strategiese vraag nie. Dis 'n rou menslike vraag. Dis die tipe vraag wat opkom wanneer jy agterkom, ek kan nie aanhou leef soos ek gister geleef het nie. Iets het in my gebreek of oopgebreek. Dis waar gebed begin. By 'n hart wat oop is. Nie by woorde nie. Nie by antwoorde nie. Net 'n gewilligheid om te luister. Om te bid saam met mekaar begin ook daar. Nie met groot gebedswoorde nie, maar met harte wat fluister, Here, hoe kan ek vir iemand anders opstaan, intree vandag? Dis 'n eenvoudige beweging van liefde, nie in jou eie krag nie, maar omdat jy deel geword het van die liefde van Christus self, sy kerk, sy liggaam. Dis wat liefde vra. Liefde wat stil raak voor God en sê, Here, ek weet nie hoe nie, maar ek bring hierdie mens en hierdie omstandigheid na U toe. Dis wanneer ons vir iemand anders intree, nie met antwoorde of oplossings nie, maar met oop hande, met 'n hart wat oop bly, selfs as dit seer is. Selfs as jy niks verstaan nie. As jy regtig wil sien hoe dit lyk om saam met ander en vir ander te bid, kyk na Jesus. Sjoe. Daar aan die kruis is hy in groot pyn. En hy sê, Vader, vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy bid vir die wat hom kruisig. Hy tree in vir die wat hom seermaak. Dis nie 'n sagmoedige gebed omdat alles mooi en reg is nie, dis 'n kragtige gebed in die middel van alles wat rou en onregverdig is. En hy leer ons, ware gebed is nie net 'n versoek nie, dis 'n oorgawe van jouself eintlik, jy gee van jouself. Dis nie net 'n lysie nie, dis 'n manier om teenwoordig te wees en hoop te hou vir mense wat dit self nie kan bid of hoop het of teenwoordig is nie. Hulle weet nie eers wat hulle doen nie. Dis wat Handelinge 2 ons ook wys. Dat die Gees gewone mense so vul met die liefde van Christus, dat hulle leer om te bid soos hy. Hulle vra, wat moet ons doen? En hulle antwoord nie met programme nie, maar met 'n lewe van gebed, van deel, van dra. Die gebedslewe van die vroeë kerk het gebore geword uit 'n geesgedrewe hart wat oorgegee is. En hulle het vasgehou aan die roeping om saam te bid, saam brood te breek, saam te dra. Ek wonder, wat sou gebeur as ons gemeente dit weer leer?
As ons weer mense word wat nie net vir onsself bid nie, maar vir mekaar en nie net vir mekaar nie, maar selfs die vreemdelinge en die vyand. As ons leer om stadig genoeg te leef om ander se name te noem, op ons hart te dra. As ons leer om soos Jesus te bid, selfs in moeilike, onregverdige omstandighede. Vandag wil ek jou nooi in jou stilte tyd van 5 tot 10 minute om jou hande wat oop is te gebruik en te sien dit is 'n simbool van wat jy vandag kies om met oop hande te leef. Te leef met mense wat dalk anders is as jy, anders lyk as jy, anders praat as jy, en vir hulle te bid. En 'n kragtige manier om vir hulle te bid, is om die gebed te bid wat Jesus ons geleer het, die Onse Vader, en dalk wil jy die persoon vir wie jy bid, sy naam invul in die spasies wat opkom. So as ons sê, Onse Vader wat in die hemel is, om dalk 'n naam daarin te sit. Johan se Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word in Johan se lewe. Laat u koninkryk kom in Johan. Laat u wil geskied in Johan op hierdie aarde net soos in die hemel. Gee vandag vir Johan sy daaglikse brood en vergewe Johan sy oortredinge, soos hy ook die sal vergewe wat teen hom oortree. Lei Johan nie in die versoeking nie, maar red hom van die bose. Laat Johan se vreugde wees, u koninkryk, u krag en u heerlikheid tot in ewigheid. Ek kan in 'n paar name dink wat by my opkom. As ek die nuus lees, as ek na ons wêreld kyk, wat vir my moeilike mense is om voor te bid. Maar dalk is hierdie 'n manier wat ek en jy vir hulle kan bid vandag. Leiers, wêreldleiers, mense wat met groot besluite maak, mense wat ander seer maak. Dalk wil jy die Onse Vader vir hulle bid vandag, met die wete dat die Gees ook namens ons bid wat ons nie kan sê nie. Kom ons bid saam. Dankie Here vir u Gees. Dankie vir u kerk. Dankie vir u woord. Dankie vir gebed. Amen.